Daar is sy, dankie ma, nee, is ek op die lig. Daar is sy. Goeiemôre gemeente. Lekker om saam met julle te kuier, so voordat die koue front inkom. Ek hoor, dit is jou beste tyd vir visvang, is net so voor die koue front. So nou gaan ons vanmôre vissers van mense maak. Ek glo die tyd is reg daarvoor. Die Here is by ons. Die Here is nie net by ons nie, die Here is hier in ons midde. En die Here is nie net vanmôre hier in ons midde nie, die Here is vanmôre binne jou. En die Heilige Gees kom maak jou vanmôre tot sy eiendom. En hoe wonderlik is dit, dat ons in sy wonderlike teenwoordigheid vandag mag wees. En as julle dan daardie warmte in julle harte kry, weet dan vanmôre dat die Here die een is wat dit vir ons gee. Ons gaan 'n toetrede lied tot die Here sing. Halleluja, U is koning, is 'n aanbiddingslied. En ons aanbid hom vanmôre as die Alfa en as die Omega. Ons gaan sit, ons gaan dit een keer saam deursing. Kom ons maak ons self stil en verootmoedigend voor die Here. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, nou en vir altyd. Genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons het nou ook gehoor, die Here is in ons midde. Ons gaan 'n loflied sing om sy teenwoordigheid te vier, en ons sing lied 215, vers 1, 3 en 4, besing die lof van Jesus saam. Kom ons staan, kom ons sing hartlik. Besing die lof van Jesus saam, ook engle bring hom eer. Juig hemel, aarde, roem sy naam en dien hom, volg hom, lof hom, Christus is die Heer. Verdwaaste mens, aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy Gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys, besef dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys en eer hom dagliks oral. Christus is die Heer.
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou. Soos die Here jou God jou beveel het, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Dis interessant, gemeente, 3000 jaar gelede gee die Here hierdie beloftes, hierdie gebooie. En so bietjie minder as 2000 jaar gelede, kom die Here Jesus en wat hy doen met dit is, hy kom voeg 'n woord daarby. Hy kom sê liefde. En dat hierdie gebooie eintlik in liefde saamgevat word in 2 verskillende gebiede, God se liefde en jou naaste se liefde. En ek en jy vandag nog, hoe interessant dit ook al is, sukkel nog steeds hiermee. Hierdie gebooie is al vir baie jare, eeue saam met ons. En nog steeds kry ons dit nie elke dag reg nie. En dit bly vasgegiet in die Here se boek, dat hierdie die goed is waaraan ek en jy moet aandag gee. Dat dit is wat hy van ons verlang, dat dit is wat hy wil hê ons moet doen. En so baie keer sukkel ons hiermee. Ons sukkel baie keer om die mens langs ons lief te hê. Ons sukkel baie keer om met mekaar geduld te hê. Ons sukkel baie keer om nie vir mekaar kwaad te word en tande te wys nie. Maar tog kom die Here vanmôre weer en hy kom herinner ons hier aan hoe belangrik dit is. Dat ons daarop moet ag, dat ons daarop moet let. En as julle dan vanmôre saam met my skuldig is dat ons dit maar weer verkeerd gedoen het, dan wil ek vra dat julle gaan bly sit. Ons gaan ons verootmoedig voor die Here met die eerste vers van Lied 231. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder berg. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer,
bid om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. Kom, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. En al was julle purperrooi, en julle sal wit word soos wol. En dit bly nog altyd die Here se prerogatief. Dit bly nog altyd sy doel. Dat hy vir jou en my kom skoonmaak, kom reinig van dit wat tussen ons en hom staan. En ons gaan nou staan en ons gaan die 3de vers van vanoggend saam sing van die lied en daarna gaan ons staande bly vir die geloofsbelijdenis. En laat groei die goeie saad, maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil U ons danklied bring, en U lof, o Jesus sing. Laat U Gees ons lei, o Here, om te lewe U ter ere. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Dankie gemeente. Julle kan vanmôre julle Bybel saam met my oopmaak. Ons gaan uit Matteus 11 uit lees. Matteus 11, ons gaan 2 gedeeltes aanhaal. Ons gaan vers 16 tot 19 lees en dan vers 25 tot vers 30. In hierdie gedeelte is dit Johannes wat sy volgelinge na Jesus toe stuur. En dan vra sy volgelinge vir Jesus, is jy werklik die Messias? Is jy regtig die een wat gestuur sou word? Is jy die verlangde persoon wat ons verwag? En dan stuur Jesus 'n boodskap terug na Johannes toe en hy sê vir hom, kyk wat gebeur. Mense word gesond, die siekes vind genesing, en so is dit die teken wat jy soek. En is interessant, want gemeente, Matteus hoofstuk 11 bring vir ons die skeiding. Van Matteus 1 tot 11 word daar baie gemaak van Johannes die Doper se bediening.
Ja, Jesus doen die bergpredikasie en hy begin al op te tree en hy kies sy disippels, maar tot by hoofstuk 11 lees ons nogal baie van Johannes. Hoe hy mense tot bekering oproep, hoe hy mense doop en hoe hy mense vra om terug te keer na God toe. En hier van hoofstuk 11 af begin daar 'n skeiding te kom, dat die bediening van Jesus al hoe meer begin toeneem en hoe dit al hoe meer prominensie kry en net hierna word Johannes ook doodgemaak. Maar op vanmôre val ons nou so half so bietjie in die middel van hierdie twee soorte bedienings en ons begin daar by vers 16. Jesus praat hier, hy sê, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op 'n fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing, julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens, dit is Jesus, hy het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. En dan vers 25 tot 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Ons lees vanmôre sover, dit is die woord van die Here wat met ons praat. Kom ons staan en dan praat ons met die Here. Driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons bring onsself vanmôre na U toe met die woord. Ons kom lê onsself vanmôre nederig voor U neer en ek kom bid vanmôre, Hemelvader, dat U vanoggend die wêreld uit ons sal kom uitskud. Baie dinge wat ons in hierdie week gedoen en beleef het en gehoor het, Here, kom sit dit vanmôre vir ons eenkant en kom stel ons oop vir dit wat U wil sê. Kom praat met ons, U kinders, kom werk met ons deur U Gees en lei vir ons vanmôre deur hierdie wonderlike woord om nader te groei en meer gelykvormig te word aan die beeld van die Seun, Jesus Christus ons Here. Dit bid en vra ons in U naam alleen. Amen. Dankie gemeente. So rukkie terug is daar 'n fotograaf wat by 'n laerskool gaan fotos neem. En hy begin nou soos gewoonlik maar by die graad 1's, die klein kinders van die skool, en so beweeg hy deur. Maar die oggend by die graad 1's sien hy die kindertjies is maar bietjie ongemaklik, hulle skarrel bietjie, hulle weet nie lekker wat om met die kamera oom te doen nie, en so praat hierdie kameraman nou maar soos wat hulle doen. Hy praat toe nou met hierdie kindertjies om hulle op hulle gemak te stel, hy vra vir hulle 'n klomp vrae, en daar kom sit 'n meisiekind daar voor die ouma, toe sy in die stoel gaan sit, toe sak sy sommer net so weg. En hy moet haar nou probeer om regop te kom, laat sy nou mooi kan sit vir haar foto. En die oom vra toe, die kamerahou vra toe vir die meisiekind, dogtertjie, sê vir my so bietjie, wat gaan jy wees as jy eendag groot is? En sonder om te huiwer sê sy vir hom, moeg.
Nogal interessant, ek dink nie die meisiekind was verkeerd nie. En gemeente, as ek so hierdie storie hoor, dit het daar by ons skooltjie gebeur, so 'n paar jaar gelede toe Henry in graad 1 was. Maar hoe dit ook al sê, dit laat my so dink, dat ons baie keer ook so voel, nie net in die wêreld nie, maar ook in ons verhouding met die Here. So baie keer voel dit vir ons speel jou met ons geloof. Dan is ek naby die Here, en dan voel ek weer ver van hom af. Dan kom daar sekere goed in my lewe in, wat met my gebeur, en dit bring my weer nader aan die Here. Ek maak 'n nuwe toegewyde belofte aan hom, ek bid weer, ek lees 'n boek, dit verander my lewe, ek kom by die Bybel uit, en daar kom gedeeltes uit, maar so met die tyd vervaag dit, en dan raak dit weer flou, en net so kan dit dan vanmôre ook terug na die dogtertjie toe getrek word. Wat word ons? Ons word moeg. Ons word moeg om die heeltyd hierdie geloofspeletjie te speel, naby te wees, ver te wees. Dis nou baie interessant, want die Here Jesus praat juis vanmôre van so 'n lewe in hierdie gedeelte. Jesus sê vanmôre, dit is hoe kinders maak. Dit is hoe kinders se lewens lyk, en hy praat van hierdie kinders wat in die markplein gaan sit. Die groot mense is besig om te werskaf. Hulle is besig om die ekonomie van die dag in te plant, en hulle is besig om besigheid en sake met mekaar te doen. En wat doen die kinders? Die kinders is moeg, hulle is verveeld. Hulle sit daar op die markplein, en dan is daar een seentjie wat nie hierdie verveligheid verder kan vat nie, dan tel hy 'n fluit op. En dan sê hy vir die kinders om hom, kom ons sing 'n vrolike lied, en kom ons dans, en kom ons is vol blydskap, en dan sit die res van die kinders, soos daai dogtertjie in haar stoel, en sê, ons is nie lus om vrolik te wees nie. Ons is nie nou lus om vol blydskap te wees nie. En dan sê die seentjie vir hulle, maar dis goed, as ons dan nie wil vrolik wees nie, kom ons sing dan treurige liedjies. Kom ons is hartseer, en kom ons huil saam, en die kinders sit daar en sê, nee, ons is ook nie lus om dit te doen nie. Waarvoor is julle dan lus? Ons is lus vir niks. Nou gemeente, dit is hoe Jesus die Jode van sy tyd beskryf, as hy met hulle in hierdie gedeelte praat, en dit gaan vanmôre baie belangrik vir ons ook word. Wat gebeur? Hoekom praat Jesus, en hoekom gebruik hy hierdie klein staaltjie om met die mense te praat? Nou in die tyd van Johannes, het hy op die toneel verskyn. Ons lees in Matteus 1 dat hy die een sou wees wat die pad in die woestyn sou gelyk maak vir die een wat na hom sou kom, en Johannes het gesê, die een wat na my kom, sy skoene sal ek nie eers werd wees om vas te maak nie. En dan kom Jesus na Johannes toe, hy word deur Johannes gedoop, en so word Jesus in die woestyn ingelei, en Johannes se bediening gaan voort. Wat was Johannes se bediening? Johannes het 'n baie skrapse lewe gelei. Hy het kameelhare gedra. Hy het in geen weelde geleef nie. Hy het uit die diere, die sprinkane van die veld geëet en geleef. En die mense wat na Johannes gekyk het, het vir hulle self gesê, hierdie ou se lewe is te treurig. Hy praat die hele tyd net van bekeer, tot ons blou in ons gesigte is. Ons is moeg daarvoor. So wat Jesus eintlik vir hierdie mense in sy tyd sê is, julle is besig om die bediening van Johannes te mis. Julle is soos 'n klomp kinders in die markplein. Julle kyk na die lewe van Johannes en julle sê vir julle self, dis 'n treurige lewe. Ons is nie lus om saam met Johannes treurliedjies te sing nie. En dan sê Jesus vir hulle, dis presies wat ek kom doen het. Ek het gekom en ek het vir julle probeer om die lewe in oorvloed te bring. En wat sê hulle? Hulle kyk na Jesus en hulle sê, nee, hierdie ou is heeltemal te vraatsugtig en hy kuier te veel saam met die tollenaars en die sondaars en hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. En hulle is nie lus om daai vrolike liedere te sing nie. Wat sê hierdie gedeelte vanmôre? Nou gemeente, hierdie gedeelte sê vanmôre presies van dit wat ek gisteraand beleef het. Toe die Blou Bulle wen. Ek was 'n toeskouer op die paviljoen.
Ek het nie deelgeneem nie. Die mense wat agter Johannes aangeloop het, hulle het gesien wat hy doen, hulle het gehoor wat hy verkondig, maar hulle was nie lus om hulle te bekeer nie. Hulle was nie lus om deel te neem aan hierdie speel nie. Hulle wou toeskouers bly. En die mense wat agter Jesus aangeloop het, Jesus wat gesê het, volg my, ek sal vir julle 'n lewe in oorvloed gee, Johannes 10 vers 10. Ek sal die vrede wat van die hemel afkom saam met my bring, en dit sal julle vrede word, Matteus 1 vers 18 tot 25. En die mense het gesien hoe Jesus mense gesond maak. Hulle het gesien hoe hy 5000 mense voed. Hulle het gesien hoe hy die nuwe lewe van die hemel in die wêreld inbring. En die mense het net toeskouers gebly. Hulle wou nie deelneem nie. Hulle wou nie betrokke raak nie. Liewe gemeente, die Jode in die tyd van Jesus het al twee hierdie bedieninge gemis. Hoekom? Want hulle het nie deelnemers geword nie. En die gevolg daarvan, 40 jaar later, toe val Jerusalem. En die gevolg daarna het die Christendom, die geloof van God, oor Joodse nasionalisme versprei in die wêreld in. En God het gesê, wel, nou gaan ek die tafel voorberei vir enige iemand wat bereid is om aan hierdie tafel te kom eet. As julle Matteus 23 en 24 gaan lees, dan vertel Jesus die gelykenis van die bruide, van die gasheer, wat vir sy mense sê, gaan stuur nou maar hierdie uitnodiging na almal toe in die straat, en enige iemand wat bereid is om te kom eet, is welkom, want daar's te veel verskonings. Gemeente, wat sê dit vanmôre vir jou en my? Ons is te veel toeskouerig en te min deelnemend. Julle weet, dit is baie maklik om 'n bewonderaar van God te wees. Dis iets heeltemal anders as om 'n disipel van hom te wees. En dit is eintlik wat die Here Jesus vanmôre hier met jou en my baie dringend en baie ernstig kom deel. Julle weet, ek het 'n boekie op my rak van Kyle Idleman. Sy boekie se naam is I'm Not a Fan. Ek is nie 'n fan van Jesus nie. Ek is nie een van sy grootste toejuigers nie. Ek is nie die een wat na hom kyk en sê, yes, Jesus, go, U is groot, U is almagtig en U is wonderlik, en ek bly maar net 'n fan nie. Daar moet iets met jou en my gebeur. Na Matteus 11 kom die Here Jesus en hy sê vir sy disippels, gaan na die dorpe toe, gaan maak die mense disippels, en as hulle die boodskap aanneem, aanvaar hulle in liefde en in vrede, en bring hulle na my tafel toe. En in Matteus 16 sê hy vir hulle, as julle my volgelinge wil wees, stel julle kruise op en volg my, loop agter my aan, stap die pad wat ek van julle verwag. Hou op om net toeskouers te wees. Word volgelinge. Michael Flatley het in 1963 The Lord of the Dance bekend gemaak. Ek weet nie wie van julle het die voorreg gehad om die toneelstuk te gaan kyk nie, die wonderlike vinnige trappe. Maar die hele storie gaan daaroor, oor God, wat 'n ritme in die wêreld indans. Dis eintlik vir my 'n pragtige simbool. En soos wat God hierdie ritme aan die wêreld oorgee, so begin hy in alle streke, in alle dorpe, in alle nasies mense aan te steek, om saam met hom op te staan, saam met hom hierdie ritme te begin dans. Maar die hartseer ook van die storie is hoeveel mense daar agter bly sit en dit net nie doen nie. Hulle dans nie saam nie. Dirkie Smit het eendag gesê, ware Christendom beteken ek hou die ritme van die lewe vol, selfs al is die bose op my rug. Julle weet, dis nie sonder meer dat die Here Jesus vanmôre hier kom sê in vers 28, almal wat moeg en oorlaai is, kom gee dit vir my nie. Ek sal dit oorvat. Ek sal dit op my skouers stel, want my las is lig, my juk is sag. Ek wil vir julle die boodskap gedeelte verduidelik.
Die boodskapvertaling, ek wil hom net gou vinnig kry. Waar is jy? Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. Julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Gemeente, ek en jy kan net op een manier die ritme van God aanleer. En dit is as ek en jy opstaan uit ons toeskouer, stoele uit, en dat ons begin dans saam met God. Dat ek en jy begin betrokke raak waar hy is. Dat ek en jy begin raak sien wat hy sien. Dat ek en jy nie langer in die markpleine vir mekaar sal sê, ag, ons is nie lus om treurliedjies te sing nie. Ag, ons is nie lus om vrolik te wees nie. Ons wil net sit. So asof dit die bedoeling was van die kerk nog ooit. Nee. Waar die Here Jesus jou en my vanmôre kom uitnooi na sy bediening in die wêreld toe. En vir jou en my kom sê, daar's mense wat my nodig het, vat my na hulle toe. Daar's mense wat honger is, daar's mense wat dors is, vat iets na hulle toe, maar vat my saam met jou. Raak deel, wees beweeglik in my bediening, in my koninkryk. Dit is mos wat Jakobus vir ons leer, dat jou geloof sonder werke dood is. Beteken niks. En dan sê Jakobus, maar kom ek wys jou my geloof uit my werke. Want dit vloei na my hande toe, dit vloei na my voete toe. En as dit nou een ding is wat ons hierdie week vir mekaar in Pinkster probeer sê het, was dit. Gemeente, jy hoef nie jou lewe met God te leef nie. Jy kan elke dag die volheid van hom beleef in alles wat jy doen. Jou gebedslewe, jou stilte tyd, jou bewondering van God in elke dag se klein goedes. Die mense wat saam met jou in jou huis leef, die mense wat saam met jou in jou straat beweeg, al wat ek en jy moet doen, is om die Here Jesus te vra. Here, kom werk net deur my. Leer my u ritme aan. Help my om die opdrag uit te voer, dat ek 'n visser van nasies sal gaan maak. Matteus 4 vers 19. Dat ek 'n visser van mense sal wees. Dat mense u sal aanneem as hulle verlosser. En hulle sal deel kry aan hierdie ritme wat God vir ons gee. En mag ek en jy dan vanmôre uit daai ritme uitleef, nie uit ons eie uit nie. Want dit is wat die Here vir ons gee, uit sy wonderlike genade. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, nie uit ons eie nie, maar uit u. Dis wat u vir ons leer in Handelinge 17, uit u beweeg ons, uit u bestaan ons, uit u lewe ons. En daarom vra ons dan ook vanmôre, o Vader, dat ons uit daardie krag sal leef. Dat ons nie soos 'n klomp moe kinders, simbolies, niks lus het vir enige iets nie. Maar Here, help ons om nie hierdie bediening te mis nie. Help ons om dit op te neem en dit te gaan doen. Ek vra en bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Julle het geleentheid om die Here te dien met julle dankoffers.